'n klip met 'n massa van m word vanaf 'n hoogte h bo aan die grond laat val. Ignoreer die effekte van lugweerstand. Watter kombinasie verteenwoordig die kinetiese energie en die totale meganiese energie van die klip op die oomblik wat die klip deur 'n afstand van kwart h geval het? Die korrekte antwoord is D. Die kinetiese energie van die klip by 'n hoogte h is gelyk aan 0, die klip word vanuit rus laat val. Die potensiële energie gaan gelyk wees aan die massa van die klip, dit is m, maal met gravitasieversnelling, maal met die hoogte bo aan die grond, en dit is h. Nou die twee saam gee vir jou die meganiese energie, met ander woorde 0 plus mgh, en dit is mgh. So maak nie saak waar die klip is in hierdie valproses nie, die som van die kinetiese energie en die potensiële energie gaan gelyk wees aan mgh. Nou kom ons sê die klip val en is nou 'n half h bo aan die grond. Met ander woorde, half h is geval, daar's nog 'n half h wat oorbly. Nou my potensiële energie by hierdie punt gaan gelyk wees aan mg maal met 'n half h, met ander woorde half mgh. So wat gaan my kinetiese energie wees? Onthou, daai twee bymekaar getel moet gelyk wees aan mgh. Hoekom? Want ons ignoreer die effekte van lugweerstand, so die wet van behoud van meganiese energie geld. Daardie waarde bly mgh. So 'n half mgh plus 'n half mgh is gelyk aan mgh. So by 'n half h bo aan die grond is die kinetiese energie 'n half mgh. Maar vir hierdie spesifieke vraag, val die klip van daarbo af, val dit 'n kwart h. Met ander woorde, dit is 'n 3/4 h bo aan die grond. So, by 'n kwart h is die potensiële energie gelyk aan m maal met g maal met 'n 3/4 h. Met ander woorde, dit gaan 'n 3/4 mgh wees. En wat gaan my kinetiese energie wees? Onthou, die twee saam moet optel tot mgh, wet van behoud van meganiese energie. So die kinetiese energie gaan 'n kwart mgh wees, want 'n kwart mgh plus 'n 3/4 mgh gee vir my mgh, en dit is natuurlik my meganiese energie wat konstant bly. So die totale meganiese energie mgh en my kinetiese energie moet 'n kwart mgh wees, en gevolglik is die antwoord D.